Griesels van Poespasvlei uit die bundel Die Griesels van Poespasvlei, deel 1. Geskryf deur Nico Skambrel en voorgelees deur Karen Loots. Wat hou die toekoms in? Wonder Tilly. Seker maar boggerol. As die lewe sy gatkant vir jou wys, kan jy nie vorentoe kyk nie. Armoede leer jou bene kou. Terwyl die lewe 'n stofstorm is, moet jy vasbyt. Al gee jy 1 tree vorentoe en die wind waai jou 2 tree terug. Dit wat die wind in jou hart se voordeur waai, is nie altyd robbies nie. Hoe staan jy op uit die stof as jy net stof voor jou sien? Die vere van die setee druk deur die dun materiaal toe Tilly gaan sit. Frik sê, hulle kan nie nou ordentlike tweedehandse meubels bekostig nie. Die kinders kort Kersklere, die 3-tone stasie waar korte diens en diewkou, die drankwinkel se rekening is hoog en die huis se dak lek. Die reën drup tik-tik in die een oorpot. Die voorhekkie gaan oop. Skuur teen die sementpaadjie wat na die voordeur lei. Tilly leun vorentoe om te sien wie kom kuier. "Môre Tilly, wat op aarde het jy aan jou gesig gesmeer?" vra Letitia verdwaas en onderdruk 'n lag. "Môre Letitia, is Doorsie se resep. Sy het gesê ek moet 'n mengsel maal van dagga, jungle oats en 'n eetlepel melk en aansmeer vir die plooie en krekels. Die beauty mask by die apteek kos meer as Frik se brandewyn." Sy voel of die gesigmasker al droog is. "En jy glo vir Doorsie?" Letitia lag. "Ai, Tilly, sy het gegrap. Gaan was jou gesig voor iemand jou sien. Waar's maar Popsie, Frikke en die kinders?" Letitia gaan sit op die stoel in die hoek. "Sit net stil by stoel, voor die grond te voeter, sonder dat jy gesyp is," waarsku Tilly soos altyd. Waar daar 'n tekort is, weet Frik hoe om 'n plan te maak. Juiste het hy die setee en die 2 gemakstoele self gemaak. Tweedehandse karsitplekke van die scrapyard, toegegooi met doeke en lappe. Die agtersitplek is die setee op planke vasgeskroef. Die 2 voorste sitplekke staan stewig op bakstene wat nie sigbaar is nie. Jy moet net mooi sit en stil sit of jy voeter vloer toe. Maar Popsie slaap nog sjuim. Luister hoe snork sy. Mens sal sweer ons boer met varke. Frik en die kinders is na die resiesbaan. Is weer stampkarre en motorfietsse wat resies jag. Sy steek 'n sigaret op en bied Letitia een aan. "Die kinders was seker uit hulle velle. Ek weet nie hoe jy dit reg kry om 8 kinders groot te maak nie. Nee, ek het vir my ou lewensmaat gesê, ons gaan nie 'n kind aanneem nie. Ons wou, maar met haar salaris wat sy by die mynsekuriteit verdien en my Sassa disability, is dit onmoontlik." Letitia kyk weg. Sy lieg oor die kind aanneem. Tilly se as val op die mat. "Hier's die ashtray." Letitia gee die leesardienblik aan. "Dankie." Tilly sug diep. "Wat lyk jy so depres, hè? Jy kort dit op, wat pla?" Letitia trek die rook diep in en blaas ronde ringe uit. Sy doen dit goed, maar sy het nie tande nie. "Hy skort 'n blerts verf. Frik sê ek moet eers wag, want die gate moet toegestop word. Kyk hoe lank het dit Frik geneem om die gat in die gang wat hy daar gemaak het, toe te pleister. 2 weke. Was dit nie vir jou wat gedreig het met 'n hofsaakie, het hy nooit daarby uitgekom nie." Tilly sug weer. Frik het die dag by die huis gekom, dik gesyp. Hy het 'n springboktrui gewen met veerpyltjies. Hy was vas onder die indruk dat dit 'n opregte trui van een van die springbokke is. Die trui moes toe opsluit teen die muur hang, 'n hele gedoente. Hy kap dit vas met spykers en toe hy nog so kap hy reg deur die muur van die skakelhuis, dat hulle vir Doorsie en Letitia deur die gat kan sien.
Vir 2 weke praat hulle met mekaar asof dit 'n bedienlyk is by 'n padkafee. Gee 'n koppie suiker aan. Bekke water voorbetaaldag vir mekaar se kos. Hoor vir Doorsie en Letitia wat uit belustigheid mekaar met kersse brand. Nou lyk jy so oor 'n blerts verf. Nee, buurvrou, cheer up. Daar's baie dinge om voor dankbaar te wees. Frik is 'n goeie man en hy probeer sy beste. Jy het 8 wonderlike kinders en 'n ma wat daarom ook bydra. Moet ook nie vergeet, jy het te werk by die Metal Press Factory nie en dit is 'n groot blessing vir julle. Is reg, ek kla oor nonsies. Frik is 'n goeie man, sê Tilly en snyf. Hy moet net meer gereeld 'n skoon onderbroek dra. Ek het goeie kinders. Vreemd, maar goed. Sy maak haar sigaret dood in die blikkie. Hoekom sê jy vreemd? Jou kinders is niks vreemder as die ander gedrogte wat verder af in die straat bly nie. Vreemd in hulle maniere en belangstellings, Letitia. Die tweeling sukkel op skool en Fanny is die vreemdste van almal. Dit was 'n nag van passie in die garage. 9 maande later maak Pokkies en Jakes hulle verskyning. Tilly glo, dit is hoekom hulle daarvan hou om saam met Frik in die engines te krap. Lona en Griet hou van swem, want volgens Tilly was die aand by die dorpsstam 'n oomblik waar die vlees net te gewillig was. Fanny kom by die begrafplaas en dit is waarom sy so vreemd is. Bang vir alles en skrik vir enige ding. Tilly was self daardie aand so benoud in die begrafplaas. 'n Uil het bly roep asof die donker nag nie klaar 'n riller is nie. Kon Frikkie net 'n beter plek kry nie. Lang terug het Tilly vir Doorsie vertel dat Mani uit die inreise agterste ry kom en dit is waarom hy so televisie kyk. Gysie is ontwaak in die buitetoilet en daarom sit hy met 'n maag wat ontydig lol. Letitia, ek moet nou bieg. Kees, my liefste Kees. Kom van onder die pink lakens en dis die rede waarom dit lyk of hy wil skeef uitdraai. Tilly, dit het niks te doen met pink lakens en begrafplase nie. Waar kom jy aan die dinge? Letitia frons. As Kees dan nou gaan mof wees, moet dit ook maar so wees. Dan sê ek het 'n spesiale begeesterde kind met spesiale talente soos sy ma. 'n Ware seëning met pink sequins uit die hemel geval. Al praat sy eintlik van die lakens wat vol pink sequins gelê het van haar adult night. Los die kinders. Hulle sal nog ver kom in die lewe. Wag en sien. Ek en Doorsie is baie lief vir julle. Jy worry te veel. Jou kinders is gelukkige kinders, glo my. Sy is tog so dankbaar vir hulle goeie bure, Doorsie en Letitia. Hulle verleen altyd hulp. Sy werk soms laat by die Metal Press Factory en dan help Letitia met kos kook. Doorsie was skottelgoed. Hulle eet sommer saam wanneer sy tuis kom. Al is dit net makaroni en tomatiesous. Hulle twee pas mooi by mekaar. Beklei wel so nou en dan, maar môre is alles oor en Doorsie glimlag weer op pad werk toe. Letitia bly by die huis oor haar slap arm. Shame. Sy kry daarom sassa. Sy steek weer 'n sigaret op en trek die rook diep in. Aarzel 'n oomblik en blaas dit uit saam met die fluitgeluid. Het julle al vir Fransie gewaar? Vra Tilly en loer weer by die voordeur uit. Stukke van die gedroogde gesigmasker val op haar skoot. Letitia giggel. Nog niksie. Hy sal binnekort sy verskyning maak, jy ken hom. Letitia staan op en gaan maak die asbakkie leeg. So waai die wind een aand stormsterkte en waai vir Fanny flop gekom tot teen aan hulle voordeur, net toe die wolf by die deur grom. Hy kom so uit die strate, streetwise, sê Doorsie. Logeer daar by hulle, maar bring sy kant met sy eie besigheid. Een van die dae is hy terug met sy manne Wallace. Shame.
Hy is na Hermanus om glo op 'n skip te gaan seil. Arme siel, vol drome, wil ook tot trou kom. Maar waar gaan die pot 'n deksel kry? Kom eet vanaand saam. Dis net makaroni en tomatiesous, maar is iets. Daar is nog 3 dae oor voor betaaldag. Die wolf krap weer aan die deur. Ma Popsie se pensioen lê veilig onder haar matras. Daar's rekening om te betaal. Dit sal lekker wees. Dankie, Tilly. Ek en Doorsie sal 'n paptert maak en daar's 'n pakkie Viennas wat ek sal saambring. Dankie. Ek gaan nou gesig was en dan die skorrelgoed voor daar hare begin groei. Ma Popsie moet ook gebad word. Gelukkig is dit 'n warm dag. Dis daarom vreeslik bedompig, hè? Somer is hier, maar Popsie is seker ook wakker. Ek hoor haar vroetel. Wag, ek loop. Net ons spuit jy my ook nat met die tuinslang. Letitia lag. Haar pink tandvleis skitter in die buitelug. Sien aan later, hoor, roep Tilly. Nog van oulaas en stap gang af na Ma Popsie toe. Ma Popsie is ook op haar laaste bene en raak al hoe maarder, maar sy het nog baie energie. Seker die bloed- en depressiepille wat haar aan mekaar gom. Sy sukkel met die bors en die liddorings, maar wat, sy hou uit. Maar raak nie ouer nie. Sy's klaar stokoud. Sy word bles by die dag en het ook net kiestande oor. Haar slap nek is 'n ander gedoente. Ja, 'n treurverhaal. Tilly sug diep. Maar Popsie kom van Holbrandfontein. Daar geboorte gegee. Sy skerts altyd oor die geboorte. Sy vertel kantig dat sy geboorte gegee het, sommer net daar in die dorp by Aunt Lona se papsak tavern, besig met paaldans. Kadoef, en daar gly sy wat Tilly is, uit soos 'n koeksanluitseep. Dan lag sy van pure verspottigheid. Toe trek hulle uiltjies skuil toe, na die jaghonde toe. Sy was 16. Daar's meer geld op 'n myndorp, sê Ma Popsie. 'n Mens weet nooit, dalk is haar 'n goeie man. Ma was self bloedjonk. Ma Popsie was haar engel met blink vlerke en goue lokke. Die een wat haar vashou en agter wie sy kon skuil. Die jaghonde maak Ma Popsie seer, breek haar vlerke, hang haar aan haar nek, terg haar, oor sy haar kind wil beskerm. Sy het geskree om haar ma los te maak. As iets sou verkeerd loop, was ma dood daardie aand. Haar pa was toe lankal dood. Toe sy vra na haar pa, sê Ma Popsie, hy was 'n trokdrywer, hartaanval, ongeluk, doodgebrand. Dis al. Toe vra sy niks verder nie. Sy het geweet. Dis al. Frik werk skofte by die myn. Hy kry min tyd vir sy kinders, maar hy's 'n goeie pa en 'n man wat sorg vir sy gesin. Hy het 'n goeie kop vir geld maak, hoewel dit soms nie so goed verloop nie. Gisterand was weer 'n ramp. Hy het 4 pyltjies gaan speel by die kroeg en toe hy sien hy aan die verloor is, verneek hy en dan maak hulle amper maalvleis van haar ou Frik. Hy was so desperaat vir die wengeld, want hy wil graag die 3-town-stasie waar klaarmaak, dat dit nie so aardig lyk nie. Shame. Hy sê altyd hy wil hulle op 'n lekker vakansie neem, Wildtuin toe. Ja, altyd Wildtuin in sy kop. Frik kom van Karatara se wêreld. Uit 'n bekende nageslag van beroemdheid, maar dis te gekompliseerd om nou aan te dink. Haar ou Frik, 'n man van 12 ambagte en 13 ongelukke. Alles het mooi verloop met hulle toekomsplanne, en toe verloor hulle alles. Huis, meubels, kar, persoonlike goederes, die hele boksemdaais. Hier bly hulle nou, almal op Poespasvlei. Frik moet net nie dink dis adult night vanaand nie, maar Popsie moet nog gewas word. Maar gelukkig is dit 'n warm dag. Sy spuit maar Popsie sommer met die powerhouse af. Shame. Maar Popsie gee nie om nie. Sy geniet dit vreeslik. Sy spuit versigtig, want sy is bang sy spuit maar Popsie se kop met die slap nek van haar lyf af. Sy draai die kraai net effentjies oop. Hoë waterdruk, anderstens vlieg sy dalk oor die heining. Die dokter het destyds vir Ma Popsie 'n kopstit gegee. 'n Raamwerk van ysterpenne en skroewe. Maar wie kan nou met so 'n ding rondloop? Ma Popsie het later eelte gekry op haar voorkop en skouers.
Te aardig. Dit het gelyk of haar kop in 'n voëlkoutjie was. Dan moet mens die ding afskroef wanneer sy gaan slaap. Maar Popsie met die voëlhok en al hak eendag vas aan Frik se motorenjin. Shame. Sy wil ook loer wat Frik aan het vroetel is binne die ou kar se derms. Frik het binne die motor gesit en wis van niks, want die enjinkap is oop en hy sien nie vir ma Popsie wat van kyk vassit nie. Voor ma kon vra vir hulp, skakel Frik die enjin aan. Dit was iets vreesliks. Ma Popsie skok dat haar kop bewe en ruk soos Doorsie se twintap. Die spoeg en skuim kom by haar mond uit. Frik weet van skok met krag op die myn. Hy skakel die kar af. Ma Popsie se voëlkou wil net rooi gloei. Frik gooi water oor ma Popsie en alles sis en stoom. Toe sê ma Popsie sy loop nou met haar slap nek, al staar sy na bo vir die res van haar lewe. Frik sit toe die koutjie oor die lamp langs haar bed en gooi 'n kopdoek oor. Ma het 'n nuwe lampskerm. Van toe af is ma so gelukkig. Sy tel die sterre gereeld om seker te maak nie een is weg nie. Sy roep altyd vir Kees. Kees, kom help vir ouma tel. Ek tel haar nou net 36 sterre. Moet daar nie 50 wees nie. Haar slim seun Kees. Dan tel hy saam en so leer ouma vir Kees tel. Wat hou die toekoms in? Wonder Tilly weer. Seker maar boggerol. Ag, wat? Sy gaan ophou om haarself so te bekommer. Letitia's reg. Sy het baie om voor dankbaar te wees. Maar daar's 'n ding aan die broei. Sy voel dit aan. Dinge lyk sleg by die fabriek. Dit is nie al nie. Sy weet daar is meer aan hierdie gevoel binne haar. Hoe staan jy op? Hoe op hierdie godgegewe aarde kom jy uit die stof, die sluik wat jou insluk, die goeters wat jou vashou? Hoe moet jy baklei wanneer jy voel jy het die geveg lankal verloor? Die stofwolk is dik. As die wind net kan gaan lê en sy weer die son kan sien skyn, dan sal daar weer 'n bietjie hoop wees. Sandtrappers. Dit is wat hulle genoem word. Mense wat gering geskat word. Gomtorre. Eenvoudige, onopgevoede, agteraf onbeskaafd. Asof hulle nie vlees en bloed is nie. Dit was Die Griesels van Poespasvlei uit die bundel Die Griesels van Poespasvlei, deel 1. Geskryf deur Nico Skamral en voorgeles deur Karen Loots. Die bundel is beskikbaar by www.nsskrywershuis.co.za.